So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here spreek vanoggend weer met ons uit 1 Petrus 5, 1 Petrus 5, vers 1 tot 9, en ons fokusgedeelte vers 5 en 6. In Petrus 5 vanaf vers 1. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Dit is die woord van die Here. Kom, laat ons saam bid. Almagtige, ewige, enige God, Here van die leerskare, Here, ons kom om U te aanbid en U te loof en te prys. Ons wil aan U die heerlikheid en die eer en die majesteit toebring wat aan U behoort. Ons wil saam met die kerk van die eeue voor U kom buig, voor U kom neerval en U aanbid as die ewige en almagtige God. Maar Here, ons kom ook as kinders voor U staan. Ons kom, Here, om ook te vra, leer my U wil, Heer, U doel met my. Ja, Here, gee dat ons U wil sal verstaan en daarin sal lewe. Dat hierdie woord wat U tot ons gespreek het ook ons denke sal vernuwe na U goeie en welgevallige en volmaakte wil, sodat ons dag vir dag meer na die beeld van Christus vernuwe kan word. Dat ons meer en meer ons ou mens sal aflê en ons met die nuwe mens sal beklee wat in Christus Jesus nuut gemaak is. Ja, Here, dat ons ook vandag sal hoor dat U die een is wat ons kom nuut maak en dat ons net kan staande bly omdat U ons kom red het. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal vergewe vir daardie kere wanneer ons nog in ons eie sin, in ons eie wil teen U wil is, dat ons dit ook sal bely en sal terugkeer na U toe. En U sal aanbid as die enige, ware en almagtige God. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Liefde broers en susters,
Ons fokusverse is 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Geliefdes, wanneer ons vandag hierdie gedeelte lees en dit oordink, dan kan ons dit opsom met 'n tema: beklee met nederigheid kan ons die opperherder volg. Een van die kommentare oor hierdie gedeelte en 'n boekie van Dr. Wayne Mack oor nederigheid vat dit baie mooi saam wanneer hy sê dat dit neem 'n mens baie moeite om nederig te wees. Omdat, soos wat een van die kommentare dit sê, ons gebore word met hierdie hemp of kledingstuk van trots of hoogmoed. En as gevolg van die sondige aard van ons as mense, sien ons dit nie altyd raak nie, is ons eintlik soos die koning in die verhaal van Tyl Uilspieël. Jy onthou seker daardie verhaal waar Tyl as kleremaker by die koning gekom het en vir hom gesê het, ek sal vir u 'n pak klere maak wat flamboyant en mooi is en wat u aansien sal verhoog. En op die ou einde klee hy hom met sy eie naaktheid. En hy vertel vir hom net hoe mooi is hierdie kleed en hoe goed lyk hy as koning. En dis waar die uitdrukking vandaan kom, die koning is naak. Want toe die koning op sy perd uitry in die stad in, toe sien almal dat die koning naak is. En dit is wat baie keer met ons ook gebeur. Dat ons 'n idee het dat ons met iets beklee het wat mooi en goed is. En op die ou einde staan ons naak voor God en voor die mense. Daardie beskrywing van ons word gebore met hierdie bekleding of hierdie hemp wat trots en hoogmoed is, kan ons 'n bietjie gaan verfyn deur te sê, ons word eintlik gebore met 'n slangvel van trots. En daardie slangvel van trots sal eers afval wanneer die wederkoms plaasvind. Een van die maniere waarop die duiwel Adam en Eva gekry het om sonde te doen, was om die trots in hulle op te wek om soos God te wil wees. En daarom wat ons gaan moet sê, maar wanneer God dan van ons vra dat ons met ootmoed moet beklee, in onderdanigheid aan mekaar, en ons moet verneder onder die kragtige hand van God, wat bedoel hy daarmee? Sien broers en susters, daar's 'n rede hoekom ons die beeld verder vat na slangvel toe. Want vir die meeste mense is 'n slang iets aanstootliks. En wanneer ons trots, sonder dat ons dit agterkom, ons hoogmoed, sonder dat ons dit agterkom, begin sigbaar word, dan gee dit aanstoot. Wanneer ons begin optree op 'n manier wat ons eie belang eer, wat ons eie wil en ons eie reg in die plek stel van dit wat aan God toekom, dan begin ons om aanstootlik te lyk vir ander. En hoewel ons dit nie sien nie, gebeur dit. En daarom
wat ons net onsself moet probeer oriënteer om te vra, wat bedoel ons met trots en wat bedoel ons met nederigheid? Mac gee vir ons 'n baie duidelike definisie van trots, waaruit ons dan ook die teendeel, die definisie van nederigheid kan gaan verwoord. Hy sê om in onsself die eer, om vir onsself die eer, die voorreg, die mag, die majesteit, die voorrang toe te eien wat God toekom en dit op te eis, is trots en hoogmoed. Die teendeel, met ander woorde, is 'n gesindheid waarin ons nietigheid, ons onwaardigheid voor God erken word en aan hom die opperste eer, voorrang, reg, lof, aanbidding, toewyding, mag en majesteit, ons onderworpenheid en ons gehoorsaamheid gewy word. Een natuurlike gewoonte om te dink en op te tree met hierdie gesindheid, sê hy dan, is om bekleed te wees met ootmoed en nederigheid. Om 'n dienskneg gestalte aan te neem, om jouself laaste te ag wanneer dit kom by dit wat eer en aansien betref. Jonathan Edwards gaan verder, hy sê, hierdie trots wat ons het, neem baie vorms aan. Met ander woorde, ons kan gaan vra, hoe lyk hierdie hemp wat jy dra? Hoe lyk hierdie hemp wat jy aan het om aansien, eer, aanvaarding, respek, lof by ander mense te kry? Edward sê dit neem baie vorms en uitdrukkings aan en is daarom kompleks soos die laag van 'n ui. Dink 'n bietjie oor u eie optrede. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom tree ons op sekere maniere op? Edwards gaan so ver as om te sê, om 'n minderwaardigheidskompleks te hê, is net so sleg as om 'n oordrewe selfbeeld te hê. Want albei is eintlik 'n manifestasie van hierdie trots. 'n uitleef van my trots. Want as ek nie die erkenning kry wat ek kry nie, dan dink ek is nie goed genoeg nie. En word ek al swakker en al slegter in my eie oë. En my trots is dit wat veroorsaak dat ek op die ou einde sleg voel oor myself. Aan die ander kant, wanneer ek erkenning kry en wanneer ek presteer, is dit so maklik om dit in selftrots op myself te projekteer en nie dankbaar te wees vir die genade wat die Here my geskenk het, om dit te kan bereik nie. En daarom, wat ons vir onsself baie keer nie net in die spieël van ander mense moet gaan kyk nie, maar in die spieël van God se woord. Om my te gaan toets aan daardie gedeeltes soos Kolossense 3 en Efesiërs 4 en 5. Om my te gaan toets daaraan as Petrus vir my kom sê dat ons moet verneder onder die kragtige hand van God. Wat bedoel hy daarmee? Die ou Afrikaanse vertaling praat van beklee julle dan met ootmoed in onderdanigheid aan mekaar. Maar tweedens, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Sien broers en susters, een van die groot probleme is dat ons in ons trots ook baie keer nie bereid is om ons voor God te verneder nie. Nie te erken God is God en ek is 'n kruik nie. Nie te erken God is God, aan hom kom toe die lof en die eer en die aanbidding en die dank en die majesteit tot in ewigheid. En ek is 'n dienskneg wat deur hom geskep is om hom te eer in alles wat ek doen. Petrus sê egter nie hierdie goed sommer net los van dit wat hy in die vorige gedeelte gesê het in die gemeente nie. Hy begin hierdie gedeelte nadat hy in die vorige gedeeltes gepraat het oor die onderwerping van die man aan die vrou en die vrou aan die man, diensknegte aan hulle Here en werkgewers aan die Here. Kom praat hy in hierdie gedeelte oor die gemeente wat onder toesig van die ouderlingeraad regeer moet word. Dit waarna ons laasweek gekyk het. Hoe dat ons as gemeente ons moet onderwerp aan die ouderlinge se opsig en tug. Met ander woorde, hierdie goed loop saam. Hy trek dit eintlik alles bymekaar wanneer hy kom sê dat ons moet waak teen die duiwel. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding julle opgelê word en aan julle broederskap wat in die wêreld is. Waarom waarsku Petrus die gemeentes hier? Want die duiwel het nog steeds dieselfde strategie as wat hy by Adam en Eva gehad het. Sodra hy die hoogmoed en die trots in 'n gemeente opgewek kan kry, skeer hy die gemeente uitmekaar uit. Maar wanneer die gemeente nederig hulle voor God kom buig en erken hy is die God van hemel en aarde en hy is die koning van sy kerk, dan kan ons mekaar bedien soos wat God van ons vra. Petrus dring terug wanneer hy hierdie brief skryf aan 'n aand in 'n bovertrek in Jerusalem, toe die koning, die Messias, sy boekleed uitgetrek het, 'n handdoek om sy lyf gedraai het en sy disippels se voete gewas het. En toe vir hulle daarna gesê het, so moet julle mekaar ook dien. Om jou te beklee met ootmoed. Hierdie woord is 'n ou Afrikaanse woord wat eintlik maar net beteken dat jy jou neerbuig voor God. Dit kom uit Deuteronomium 8 uit, waar die Here sê dat hy Israel voor hom verootmoedig het. En die Hebreëse woord wat daar gebruik word, beteken letterlik dat hy Israel voor hom in die stof laat neerlê het. Dit was die gebruik in daardie tyd gewees dat 'n koning, wanneer 'n koning in 'n stad aankom, sal die burgers van daardie stad om sy eer te erken, met hulle gesigte in die stof gaan lê. En hulle so verneder voor die koning. En die een wat in trots sou regop bly staan, sou deur die koning voor sy raad gedaag word. En nou kom die Here en hy sê, hierdie slangvel wat jy het, hierdie ding wat aanstoot gee vir ander mense, hierdie ding wat in opstand is teen die eer en die heerlikheid van God, moet bedek word met ootmoed, met nederigheid. En die gedagte wat hy hier gebruik wanneer hy praat van beklee julle met ootmoed, is letterlik trek die kleed van 'n dienskneg aan. Want ons is so geneig om hierdie flamboyante klere te wil aantrek van trots en hoogmoed.
En hy sê, dit is wat probleme skep. Daarom, wees nederig. Beklee jou dan met hierdie voorskoot van 'n dienskneg, sodat jy die gestalte van 'n dienskneg aanneem en nie iemand wat gedien wil word nie. Maar dit begin by dit wat in vers 6 sê. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Sien broers en susters, een van die gestaltes wat hierdie trots en hoogmoed van ons kry, is hierdie ding van ek het nie sonde nie. Moenie vir my kom vertel wat ek verkeerd doen nie. Wie's jy om vir my te sê, dit wat ek doen is sonde? En ons sien dit in ons samelewing. Ons sien dit in mense wat aanstoot neem wanneer daar gepreek word of gepraat word oor hulle eie sonde. Dat hulle in hoogmoed teen die Here opstaan, wat dit sonde in sy woord noem. Die uiterste vorm daarvan is die sogenaamde pride-optogte van die liberale, de mekaar mense van hierdie tyd waarin ons leef. Wat hulle hierdie term selfs gebruik, om te sê, ons is trots daarop, om te wees wat ons is. Ons het gekies om so te wees, en ons is trots daarop, en niemand gaan vir ons vertel, ons kan nie so wees nie. Dis die uiterste, en dis aanstootlik, as jy gaan kyk na daai optogte, dit wat hulle daar doen, is absoluut afgryslik. Maar dan moet ek vir myself gaan vra, hoe ek teenoor ander mense optree. Is ek nie ook so aanstootlik nie? Verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Kom. Erken jou gebrokenheid. Erken jou afhanklikheid. Erken dat jy jouself nie kan red nie. Dan sê hy, sal jy op die regte tyd verhoog word. Want Jesus Christus, wat dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees nie, sê Filippense 2 vir ons, het homself verneder tot die dood toe. Hy het 'n mens geword en het homself verneder tot die dood aan die kruis. Om my en jou te red uit hierdie ellende. Uit hierdie situasie waarin ons verhef teen God. En daarom die oordeel van God verdien. Hy het gekom en homself verneder onder die kragtige hand van God. En aan 'n kruis kom sterf. Om jou en my te red. En daarom, alleen hulle, wat hulle ellende besef, en nie in trots teen die Here opstaan nie, kan gered word. Hy sê dit vir ons uitdruklik, hoeveel keer in die Bybel, hy wat glo in Jesus Christus, sal gered word. Maar hy wat nie in hom glo nie, is al reeds veroordeel. Broers en susters, die vraag wat ons vir onsself moet afvra is met ander woorde, hoe lyk ek vir God? Want onthou, hy sien my soos Adam en Eva in die tuin van Eden naak voor hom staan.
As ons as kerk van Jesus Christus sy eer wil dien, sy majesteit en sy heerlikheid wil verkondig, as ons in die regte verhouding met hom wil leef, is hierdie so 'n sentrale deel van dit wat nodig is. Dat ons sal verneder onder die kragtige hand van God. En erken, God is God, en ek is 'n dienskneg wat die voorskoot van 'n dienskneg moet aantrek. In alles wat ek doen, gaan vra, Here, hoe wil U hê, moet ek dit doen? U die pottebakker, ek die klei. Vorm my, maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig en stil. Met so 'n kerk kan God verheerlik word. Sy koninkryk kom en sy wil geskied. Kom ons gaan dien die Here wat vir ons hierdie genade gegee het. Kom ons gaan dien daarom ons broers en ons susters, soos diensknegte van die Here, in onderdanigheid aan mekaar, en ons help mekaar om God te verheerlik. Amen. Kom laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, in ons gebrokenheid, kom ons vanoggend weer voor U buig, en ons moet erken, dit is vir ons lekker, wanneer ander mense ons prys, want ons wil die eer hê. Here, maar gee dat dit nie vir ons so belangrik sal word, dat dit U van U troon afstoot, en ons op daardie troon wil klim nie. Dat U altyd die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit en die aanbidding sal ontvang wat nodig is. Ja, Here, want alleen wanneer ons U dien, en daarom mekaar diensbaar is, kan ons werklik U koninkrykswerk doen. Gee daarom, Here, dat ons sal waak daarteen dat die duiwel nie ons trots en ons selfgesentreerdheid gebruik om U koninkryk te beskadig nie. Maar dat ons nederig voor U sal buig. Ons sal klee met ootmoed en nederigheid, sodat U in ons verheerlik word. En vergewe ons daardie kere, Here, wanneer ons in hoogmoed en in trots U wil oortree. Maak dit ook deur U Gees aan ons bekend, sodat ons voor U kan verneder, en ons deur U weer opgehef kan word op die regte tyd, wanneer dit U behaag om ons weer te laat staan. Daarom bid ons vir ons gemeente, Here. Bid ons dat ons mekaar sal dien, dat ons mekaar sal help, mekaar sal bystaan, dat ons nie in hoogmoed en eie eer sal probeer lewe nie,
Dat ons nie ons eie wil en ons eie trots die oorhand sal laat kry nie. Maar ons voor U sal buig en so ook mekaar kan help om U beter te dien. Sodat ons U lig in die duisternis sal laat skyn. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met elkeen van u. Amen.